By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn, onsekerheid, uitputting en selfs hopeloosheid. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help, deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou dus om te kom nes jy is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net by mekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat die gemeenskap help en 'n positiewe effek op ons omgewing het. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak, want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag en baie welkom by ons digitale erediens. Hierdie Sondag is die 3de Sondag van Lydenstyd en hierdie is 'n tyd waar ons 'n bietjie introspeksie doen en kyk wat in ons lewens aan die gang is. Ons die Here vra om daai goed in ons lewe te verhelder wat ons ook kan prysgee in hierdie tyd. Hoe lyk hierdie pad van lyding wat Jesus gestap het en waarna toe Jesus my en jou ook roep om te stap? Dit is waarna ek en jy vandag kyk, is hierdie pad wat Jesus gestap het. Nou, ek weet nie van jou nie, hierdie kwartaal is nou so 'n bietjie pad na einde toe, dis nou lang naweek, hierdie naweek. En as ons so terugkyk oor die kwartaal, dan wil dit vir my lyk of daar op 'n klomp plekke wil dit voel soos einde van die jaar tipe goed wat besig is om te gebeur. Mense is moeg, mense is hulpeloos en ek dink dit het my so 'n bietjie laat wonder oor om te ly is eintlik hierdie menslike ding om swaar te kry. En hoe moet ons dink oor hierdie, veral as gelowiges, wat maak ons met die feit dat lyding deel is van ons lewe? Nou, lyding kan die gevolg wees van 'n klomp goed, korrupsie of dalk iemand se keuses wat invloed op jou het, of selfs enigiets kan eintlik lyding veroorsaak, 'n verhouding, iemand wat jy dalk verloor het, iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. En dan vra ons baie keer vrae soos, waar was God toe hierdie gebeur het? Of hoe kon die Here my anders gehelp het? Ons lees vandag uit Matteus 9 tot 10, 'n stukkie uit Matteus 10, en ons kyk na Jesus se hart vir die mense wat ly. Ek begin Matteus 9 vers 35. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om bose geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Philippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Tadeus, Simon die Fanatikus en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het. Ons lees net tot daar. Hier sien ons waarmee Jesus besig is. Jesus is weer besig met die werk van die koninkryk. Wat is die werk van die koninkryk, kan ons dalk vra? Dit is om die goeie nuus te bring. Daar staan, Jesus bring die evangelie van die koninkryk. Ons weet dat evangelie eintlik beteken die goeie dekreet of die goeie nuus. En hierdie goeie nuus wat sê, daar het 'n nuwe tyd aangebreek. God is hier. God is hier aan die werk, God is hier teenwoordig. Die koninkryk van die Romeine, wat Romeine was daar in beheer, hulle het nie die laaste sê nie. Die koninkryk van God is hier. En dan bevestig Jesus dit deur siek mense gesond te maak. Ons moet onthou, in daardie wêreld was siekte een van die grootste dinge. Siekte en gesondheid is iets wat ek en jy ook natuurlik baie goed ken. Ons almal wassel deur moeilike tye. Dalk ken jy iemand wat op die oomblik in jou lewe deur 'n moeilike tyd gaan as gevolg van siekte, of dalk gaan jy ook self deur hierdie. As ons lees wat Jesus met die skare doen, met die menigtes, dat Jesus hulle gesond maak.
dan moet ons vir onsself eintlik 'n prentjie skets van hoe hierdie samelewing gelyk het, hoe hierdie mense lyk wat voor Jesus staan. Kom ons sê Jesus was in daardie tyd miskien so 33 jaar oud, dan kan ons vir onsself sê op daai ouderdom dat Jesus een van die mense was wat die oudste daar was. Die menigtes, die skare sou almal baie jonger wees. Nie almal het so oud geword nie. Daar sal dalk so hier en daar iemand wees wat bo 50 is, maar dan moet mens weet, hulle is oud. As hierdie skare voor Jesus staan, sou 'n groot persentasie van hulle een of ander kwaal of 'n siekte gehad het. Dit kon 'n geestelike of 'n fisiese siekte wees. Siekte as gevolg van bakterieë. Infeksie was 'n groot ding, 'n gevaarlike ding. Daar was nie antibiotika nie. Kwale as gevolg van higiëne. Kwale as gevolg van wanvoeding. Dit wat die Romeinse ryk aan hierdie mense doen. Ons kan ook onthou, elke 15 jaar of so het daar een of ander pes uitgebreek wat duisende mense se lewens geëis het. Jy moes geweet het, as die mediese dokters die toneel vlug, dan moet jy weet, hier's iets groot op pad, jy moet maar ook eerder vlug. En jy weet, die kultuur van daai tyd was, jy veg vir jouself, jy sorg vir jouself, want as jy aangesteek word, daar's nie antibiotika en goed om jou hiermee te help nie. Dan kan ons verstaan hoe daar geskryf is dat Jesus na hierdie skare kyk en vir hierdie skare innig jammer kry. Innig is 'n woord wat eintlik daar in die Grieks eintlik kan sê van binne af. Jesus het uit sy maag uit hierdie mense jammer gekry. Hy sê vir hulle, hy is jammer want as hy na hierdie mense kyk, dan lyk hulle so skape wat nie 'n herder het nie. Hierdie skape wat nie 'n herder het nie is natuurlik 'n Ou Testamentiese beeld wat baie keer gebruik word vir die volk wanneer hulle onder swak leierskap bestuur word, wanneer die volk ondergekry word deur swak politieke en godsdienstige leiers van hulle tyd. Hulle word op baie plekke beskryf as skape wat nie 'n herder het nie. En as Jesus na hulle kyk, dan sien Jesus daar langs die meer van Galilea hierdie mense wat so skape is wat nie 'n herder het nie. As hy hulle jammer kry, dan sê Jesus vir sy disippels, die oes is groot en die arbeiders min. Uit hierdie beeld kan ons baie keer dink, dit klink soos 'n negatiewe beeld, die oes moet bymekaar gemaak word, mense moet ingebring word, die skure moet volgepak word. Maar hier kry ons baie keer die gedagte dat dit daar gaan juis om hierdie skure vol te kry, maar dis eintlik glad nie wat hier staan nie. Wat sê Jesus eintlik vir sy disippels as hy sê die oes is groot en die arbeiders min? Dit lyk vir my dat as Jesus hierdie oestaal gebruik, wil hy vir hulle sê, daar is baie werk en daar is min mense wat die werk kan doen. Baie werk en min mense. En dan is dit baie interessant dat hy vir hulle sê om te gaan bid. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Het is interessant dat Jesus sê hulle moet bid, want net 'n paar hoofstukke vroeër, as Jesus die bergprediking lewer, dan lees ons die eerste keer van die Onse Vader, dat Jesus sy disippels leer om te bid. En as ons mooi kyk hoe Jesus sy disippels geleer het om te bid, dan sien ons dat die Onse Vader 'n gebed is van medewerking. Dit is nie, Here, doen U dit, en ek gaan met my arms hier gevou sit nie. Dit is ook nie 'n gebed waar die Here verwag dat ons dit alles self moet doen nie. Maar dis 'n gebed waar Jesus praat dat ons dit saam met God doen, in samewerking met die Here. 'n Gebed wat sê, Here, daar is goed wat U kan doen, wat net U kan doen. Here, en daar's goed wat ek ook kan doen. Here, help my om dit raak te sien en te weet dat U ook my die krag en die mag gee om dit te kan doen. En daarom as hy sê vir sy disippels, bid dan aan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes, is dit juis wat Jesus doen. Hy sê vir hulle, verklaar julle self bereid om saam met my te werk. Werk saam met my. Wanneer julle bid, sê julle, Here, ons is U disippels, ons volg U. Here, ons wil doen wat U doen. Ons wil besig wees waarmee U besig is. En hier is natuurlik nie maklik nie om besig te wees met die goed.
As ons kyk na Jesus se eie lewe, sê dit eintlik alles. Jesus word vervolg, Jesus word uitgelewer, hy word uiteindelik gekruisig. Daar staan ook later in die hoofstuk, hy word soos 'n skaap tussen wolwe ingestuur. Alles wat met Jesus gebeur ook met die disippels wat hy uitstuur. As Jesus self nie daarvan vrygestel was nie, hoeveel te meer gaan ek en jy daarvan vrygestel word? Ek vermoed Matteus wil iets tuisbring dat om Jesus te volg nie net maanskyn en rose gaan wees nie. Miskien is dit vir ons moeilik, want ons leef in hierdie kultuur wat die idee eintlik aanhits en in stand hou dat alles met my moet goed gaan. Die verwagting dat die lewe vir Christene moet maklik wees, is eintlik 'n baie onlangse ding. Die welvaartsteologie het dit in die laaste 100 jaar in ons manier van dink ingebring. En ons moet mooi dink en versigtig wees vir hierdie, dat ons nie in hierdie slaggat val nie. Die welvaartsteologie sê dat as jy God se kind is, sal dit altyd met jou goed gaan. Dat jy finansiëel en op alle ander opsigte van jou lewe, dat dit net goed sal gaan. Maar as ons na Jesus se lewe kyk, weet ons dat dit nie waar is nie. Dit is nie verantwoordelik of gesond om so oor God of die lewe te dink nie. Dis 'n tipe manier van dink wat sê dat dit aan ons verskuldig is dat dit met ons moet goed gaan. Daarom kan ons nie hiermee vereenselwig nie, want dis nie wat ons in die woord lees nie. Dis nie wat ons in hierdie teks vandag lees nie. Ons dink baie keer dat as dit sleg gaan met ons, dat dit God is wat ons straf, of dat ons nie genoeg geglo het nie, maar dis ook nie waar nie. Dit maak ook deel van hierdie welvaartsteologie. En ek is oortuig, natuurlik wil God hê dit moet met ons goed gaan. Maar wat is my en jou verstaan van goed gaan? Want ons beperk hierdie baie keer net tot 'n materiële of 'n finansiële vlak. Vir Christene wat hulle kruis opneem, ken geen ander pad wat pyn omseil nie. Maar ons ken die pad wat daar deurstap. En daar is 'n beloning aan die einde. En dis om te weet dat God hierdie saam met ons doen. Dit gee ons vervulling. Ons weet dat ons ook aan die ander kant sal uitkom. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Hierdie mense wat vernietig word deur dit wat hulle samelewing aan hulle doen, wat manifesteer in soveel siektes, dit wat die agenda van hulle tyd is, word aangespreek. Jesus gee hulle die mag om siekte aan te spreek en mense by te staan. In die Romeinse ryk was siekte die brandgesprek van die dag, wat aangetoon het hoeveel onreg daar in die Romeinse ryk was. As Jesus sy disippels stuur hy hulle om dit wat die Romeinse ryk aan mense doen, om dit ongedaan te maak. Om die koninkryk te laat kom in daardie mense se nood. Om die koninkryk te laat kom in daardie mense se lewens. Ons kan dalk vra, waarvoor stel God my en jou in staat? Miskien is dit om iemand te help, of om iemand by te staan wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dat God in en deur my en jou kan werk. Dat ons iets van God se lig sigbaar maak en iets van God se koninkryk sigbaar maak in hierdie wêreld. Wat is dit wat ons maak wakker lê in die nag? Ons finansies, verhoudings, die toekoms van ons land, ons kinders. Hoe ver moet ek en jy werklik gaan om hierdie brandpunte in ons eie lewe raak te sien? Dit kan enige iets wees. Daar waar daar nood is, daar waar daar hulpeloosheid en lyding is. In God se koninkryk kan mense nie vernietig word nie. Die goed moet aangespreek word. Dat die gebed waar kan word, laat die koninkryk kom. En dan kan jy dalk voel, maar ek weet nie of Jesus my kan gebruik nie. Hoekom sou Jesus iemand soos my gebruik om iemand by te staan of om nood te verlig? En dan noem Matteus in hierdie hoofstuk die name. En ons ken hierdie 4 eerste name eintlik goed. Dis die vissermanne wat Jesus geroep het. Eenvoudige mense, gewone mense. En dan sien ons ook 'n klomp ander name. Ons weet ook hier's 'n klomp name hier binne wat ons eintlik nie baie van weet nie, wat op geen ander plek eintlik genoem word nie. Dan lees ons van iemand soos Matteus die tollenaar wat deel was van die ryk deel van die samelewing. Jesus sê eintlik hier dat God enige iemand kan gebruik.
Ons lees ook dat Jesus selfs iemand soos Judas Iskariot wat Jesus verraai het gebruik. Jesus sê dalk hier op 'n manier dat God regtig enigiemand kan gebruik. As ons na hierdie 12 name kyk, kan ons ook sien dat dit 'n simboliese betekenis het. 12 is nog altyd die simbool van God se mense. En dat hierdie mense net mense is, dat 'n klomp gewone ouens, dat dit enigiemand kan wees. 'n Klomp bekende mense, 'n klomp onbekende mense, die ryk deel van die samelewing, die gewone vissermanne, die laagste deel van die samelewing. En dan Judas wat Jesus verraai het. Ons weet nie hoekom Judas vir Jesus verraai het nie. Soos Matteus dit beskryf, dat dit niemand die rede gee om nie te doen wat die Here van die oes van ons verwag nie. Het is interessant dat die mag om hierdie te doen ook vir Judas gegee is. En dit bring my na die plek toe dat al wat ek moet doen is om die werk te doen. Ek moet gaan hoor, wat is die nood? Wat is dit in my wêreld? Wat is dit waar die koninkryk weggesteek word? Ek moet met Jesus se oë na hierdie wêreld kyk, dat daar 'n klomp mense is wat nie 'n herder het nie. Om die herderlose skape te help. Wanneer jy bid, die oes is groot en die arbeiders min, bid jy eintlik, Here, hier is ek. Ek wil saam met U werk, wil doen wat U doen. Here, gebruik my, en dan kan ons ook weet, die Here sal ons ook hiermee bemagtig. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag uit die woord uit kan hoor dat U ons roep. Here, dat U ons wil gebruik. Here, dat U sê die werk is baie, maar die arbeiders is min. Here, as U na die menigte kyk, die mense kyk, Here, sien U die nood. Here, U sien dat daar mense is wat so skape is wat nie 'n herder het nie. Here, waar die sisteme, die nood, dit wat maak dat daar soveel lyding is. Here, dat U ons wil gebruik om U koninkryk sigbaar te maak. Here, mag dit so wees. Bid dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die konstante teenwoordigheid van sy Gees met jou bly en in jou werk. Amen. Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit te leef. By Kryn weet ons, die lewe is kompleks en gaan ons spasie skep waar jy kwesbaar kan wees en binne sulke veilige ruimtes groei en balans in jou lewe kan inbou. Hier is 24 verskillende groepe of bedieninge waarby jy kan inskakel. By party kan jy met jou gawes en passies kom dien en 'n verskil maak en by ander kan jy inskakel en met ander connect omdat jy dieselfde behoefte of belangstelling deel. Hier is iets vir elkeen om aan die liggaam van Christus deel te kan neem. Hier is ook vir jou geleentheid om lewensgroei te beleef deur hulp en ondersteuning vir die areas in jou lewe waar jy dit nodig het, soos met rousmart en versorgingsondersteuning of egskeidingssorg, ons kursusse, huwelikskursus, ouerskapkursus, Bybelskapkursus. Hier is iets vir elkeen om by in te skakel. By Kryn is ons baie gefokus op ons groeigroepe. Groeigroepe is iets wat in die middel van die week gebeur, waar ons Kryners die geleentheid gee om in te skakel, saam met hulle vriende, saam met hulle bure, om saam oor die Here te dink. Dis 'n geleentheid waar hulle kan leer en groei in die geloof, en ons maak dit so maklik as wat ons kan. Ons gee vir jou materiaal elke week. In 'n kwartaal kry ons 5 weke, en dit is 'n wonderlike geleentheid om net weer dieper in geloof te groei. By Kryn het ons ook belangegroepe waar jy kan kom nes jy is en binne jou belangstelling behoort en aan 'n groep wat dit saam met jou kan deel. Dit is ook 'n lekker plek om mense na toe te nooi om saam die lewe te kom geniet. Kryn belangegroepe gaan dus oor kom, beleef, geniet en nooi.
By Kruin doen ons goed, waarmee ons bedoel dat ons aktief, prakties en sinvol as Jesus se liggaam betrokke is, deur dinge te doen wat werklik 'n verskil maak en impak maak in ons gemeenskap. Ons fokus daarop om 'n gemeente in die gemeenskap en vir die gemeenskap te wees en 'n positiewe verskil te maak in ons gemeenskap deur goeie dinge te doen, maar ook ander te inspireer om dieselfde te doen. Want dan leef meer mense met hoop, egtheid en vertroue en dan begin die gemeenskap anders lyk. Ons hoop is dat Kruiner se stories en hoe hulle Jesus daarin beleef, die liggies van hulle huise word, sodat dit sigbaar kan word vir die res van Kempton Park. Wanneer mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, moet al die huise wat Jesus volg en dit leef, waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van die lewe soms te veel is, deur hierdie lig van Jesus wat deur Kryners uitgeskyn word, deur dit aangeraak word. Dit is hoe hoop en liefde sigbaar word in ons gemeenskap.